As jy jou Bybel saam met my wil oopmaak, ons gaan lees uit 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. Ons is op die oomblik in die seisoen van Epifanie, die 5de Sondag na Epifanie, en soos ons nou al 'n paar keer vir mekaar gesê het, in hierdie kerkseisoen dink ons na, vier ons dit, dat God homself in liefde en deernis aan ons openbaar. Hierdie week se sleutelteks kom uit 1 Korintiërs 2, waar Paulus nadink oor wat ware wysheid is. Ons raak bewus daarvan dat wanneer gelowiges werklik die wysheid van God probeer onderskei, met ander woorde, luister na die Gees se leiding, dat die patrone van hierdie wêreld waarin ons leef en woon en werk, dat dit kan verander. Dat dit ons wêreld kan verander. Ja, dit is my en jou onmoontlik om God se wil te onderskei as ons nie eers onderdanig word aan sy wysheid soos wat hy dit deur sy Heilige Gees aan ons openbaar nie. Jesus se openbaring was maar die eerste moment van lig wat God op sy wil laat skyn het. Daardie ryke openbaring van wysheid en Gods bedoeling word soveel te meer in ons hart en ons lewe gevestig, deurdat die Heilige Gees self nou ons leermeester is. Ja, hoe kan ons anders God se weë bewandel as om aanhoudend verander te word deur die krag van God deur sy Gees? Ons lees saam vandag uit 1 Korintiërs 2, en nou wil ek myself weer onderbreek voordat ons bid. Vandag is ook die wêreldbiddag vir ons onderwysers, ons leermeesters, ons kategete. En ek wil saam as gemeente, veral vir ons leermeesters, ons onderwysers bid. Ek wil vra, asof julle 'n kaartjie ook gee om te sê, julle is baie spesiaal in ons. Is daar enige onderwysers of kategete vanoggend hier teenwoordig? Wil julle nie gou staan nie? Al die onderwysers, al die professore. Ja, julle is ook hier, ek weet. Is daar geen onderwysers hier nie? Ek wil dit nie glo nie. Oud onderwysers is daar baie, dis nou die tweede diens, ek weet. Is daar enige onderwysers wat nou op die oomblik is? Ja, hierso is, kom ek gee vir julle. Net om te sê, ons bid vir julle. Nou sê. Net, ek weet jy's 'n dosent, né? En is jy ook onderwyser nog? Daar sê nog onderwysers. Nee, ek kyk. Ja, hier, ek wil sê, hier moet wees. Nou sê. Dankie. Goed. En terwyl ek terugstap, onthou ek van die nota wat ek gekry het van die bakkie, die Nissan bakkie met sy ligte brand. Dit veel goed om te onthou. So ek sal nou sê, wat is die registrasienommer? Is daar nog onderwysers? Nico, kom ek gee vir jou. Jy's 'n oud onderwyser, jy's spesiaal man. Ons sê dankie vir die Here vir mense soos jy. Daar sê. Ek gaan nou vir ons bid. Kom ek sê net gou daai jonge juffrou Gildenhuys het vir my spesiaal kom gee. Nissan bakkie FXK 467 FS 5 F5 bakkie se ligte brand. Gaan sit gou af toe. Daar sê. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons prys U vandag. Ons dankie vir onderwysers. Hulle wat in ons lewe ook so groot verskil gemaak het en die saadjies kom plant het, sodat ons tot ons volle potensiaal kon ontwikkel. Ja, ons dankie vir onderwysers, elkeen wat U dien en vertrou en met blydskap hulle roeping uitleef. Mag hulle invloed verder strek as wat hulle ooit sal sien, van geslag tot geslag. Geef hulle genoeg, Here, genoeg wysheid, genoeg krag, genoeg geduld en ook genoeg rus. Laat U sonlig oor hulle lewens skyn, veral op moeilike dae, Here, wanneer hulle moeg is of druk ervaar. Al in hierdie tyd, Here, wat dit so moeilik is met die dissipline in die skole, al die eise, die ekstra eise, Here. Laat U sonlig oor hulle lewens skyn. Vorm hulle harte om vrygewig te wees, met tyd, aandag en hoop. Leer hulle om reg te doen, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. En Here, mag hulle vreugde groei waar hulle leer en lei en liefhet. En nou, Here, gaan ons die Heilige Skrif open en daaruit lees, met die verwagting dat U met ons wil praat
U raad en wil, U wysheid aan ons gaan openbaar. Kom doen dit nou deur die leiding van die Gees. Ons bid dit in U naam, Jesus. Amen. 1 Korintiërs 2, vanaf vers 1 tot 12, en ons tekstema, as jy dit raak gesien het, dwaase wysheid en die krag van 'n skandalige boodskap. Dwaase wysheid. Ja, dis 'n oksimoron. Julle ken daai taalverskynsel, nê? Skynbare teenstrydigheid. Dwaase wysheid. Interessant. Ons gaan iets daaroor lees in 1 Korintiërs 2. Wat my betref, broers en al die susters is ook ingesluit hierby. Toe ek na julle toe gekom het, het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daarbij het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewering. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê wel wysheid, nie die wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom lief het. Maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat, ek wil sê, ook ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Tot sover. Dit was maar 'n de mekaar gemeente, hierdie een in Korinte. Mense, ek is nou die laaste een om te oordeel. En hulle het probeer. Ons kry so 'n klein kykie in hulle lewe deur die oë van Paulus, veral in sy briefwisseling aan hulle. Hy het hulle gehelp om 'n gemeenskap te begin, en na 'n tyd, ons lees daar van Handelinge 16 rond, het hy aanbeweeg na 'n volgende stad. En as hy nou weg is, dan lyk dit my, dan val daar nou 'n paar dinge plat en daar ontstaan moeilikheid. En hulle skryf nou vir Paulus om hom daarvan te vertel oor al die moeilikheid. En dan reageer Paulus in sy brief. Die Korintiërs het klaarblyklik in faksies verdeel, volgens wie vir wie gedoop het. Ons het gesê, man, ek is deur ou dominee gedoop. Paulus, ek is gedoop deur Petrus. Ek is 'n Jood, ek wou deur Petrus gedoop word. En ander het gesê, man, ek verkies die jong dominee Apollos. Ek is deur hom gedoop. En hierdie ding het verdeeldheid in die gemeente veroorsaak. Mense het, dis wat gebeur as daar verdeeldheid is, mense begin om mag meeding. Daar's soveel oneenigheid, dat hulle mekaar selfs hof toe gesleep het, lees ons. Hulle gesins en hulle gemeenskapsverhoudinge is heeltemal de mekaar. Elkeen het begin uitkyk net na sy eie belange. En hierdie breek in die gemeenskap het selfs hier by die nagmaalstafel sy kop uitgesteek. Vir die Korintiërs was die nagmaal 'n groot gemeenskapsmaaltyd. En wat het gebeur? Die ouens wat nou, kom ek sê, die kantoorwerkers, die ouens wat nou vir die goewerment gewerk het, hulle was vroeg al klaar, hulle het al 5 uur opgepak, nê? En dan kom hulle nou met hulle kos, en dan begin al die fees, en hulle eet al die kos op, en as die ouens wat laat moes gewerk het, lank moes gewerk het, nie so baie het nie, aankom, dis al die kos op. Sommige ouens het fees gevier, en ander ouens het honger gely. En dan sê Paulus, nee, ek weet nie wat julle doen nie, maar dit is nie Christus se liefdesmaal nie, dit is nie 'n wyse manier van doen nie. En daarom heel aan die begin van hierdie brief van die Korintiërs pak Paulus dit dan reguit aan en hy sê, wat julle doen, wat julle dink wysheid is glad nie wysheid nie. Julle volg die wysheid van die wêreld,
Nie die wysheid wat ons nou in Christus leer ken het nie. Onthou, wysheid is maniere van lewe wat lei tot meer lewe. Maar hier sê Paulus volg, julle bloed die weë van die wêreld, weë van skeiding en verdeeldheid, weë van mag oor, waar die kwesbare steeds uitgebuit word en aan die verlore kant is. Waar soos ons nou gesê het, 'n paar feesvier en ander honger bly. Die sogenaamde wysheid van die wêreld is eintlik glad nie wysheid nie. Wat die aanhangers van hierdie wysheid doen, lei nie tot meer lewe of enige lewe nie. Dit volg bloot die magspatrone van die wêreld. Nou, ons ken hierdie sogenaamde wysheid in ons eie wêreld, nie waar nie. Die wysheid wat Brite krag verheerlik, mag oor, en die bevoordeel wat deur die stelsels bevoordeel word ten koste van die wat skade ly. Wat nie tot meer lewe lei nie. Dit versterk bloot die lewensvernietigende, doodsbringende weë van die wêreld. Dit hou die stelsels en die sisteme in stand wat onderdrukking en uitbuiting bewerk. Party vier fees en ander bly honger. En dit is nie wysheid nie. Onthou sê Paulus ons van die wysheid van God in Jesus Christus. Jesus is die wysheid en die krag van God. Al die weë wat lei tot lewe. En nie die wysheid van God keer die wysheid van die wêreld op sy kop. Paulus gebruik eintlik taal wat 'n mens so 'n bietjie kan ontstel. Hy sê God het die swakstes uitgekies om die sterkstes, die vernaamstes te beskaam, hulle tot rekenskap te roep. In die Message vertaling sê dit so mooi, 1 Korintiërs 1 vers 27-28, hy sê, isn't it obvious that God deliberately chose men and women that the culture overlooks and exploits and abuses, chose these nobodies to expose the hollow pretensions of somebodies. Die wysheid van God keer die wysheid van die wêreld op sy kop. Die sogenaamde wysheid van die wêreld lei op geen manier tot lewe nie. Wysheid is nie wysheid as dit nie lei tot meer lewe vir alle mense nie. Dit is byvoorbeeld nie wysheid as dit nie lewe bring vir die wie se rug teen die muur is nie. Onthou sê Paulus, Christus is die wysheid van God, die krag van God. Onthou ons verkondig Christus wat gekruisig is en opgewek is. Die wysheid en die krag van God is struikelblok vir die magte van die wêreld. In Christus, in die kruis van Christus, het ons 'n God gesien en ervaar wat die lyding van hierdie wêreld binne gegaan het, selfs tot die dood toe. Wat staan saam met die wat met hulle rug teen die muur is. Dis die God wat ons sien in Christus aan die kruis. In sy dood en sy opstanding het ons 'n God gesien en ervaar wat die hele wêreld 'n nuwe lewe inbring. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Ons verkondig 'n nuwe skepping, nuwe lewe, 'n nuwe wêreld wat nou reeds deurbreek. Wat onderdrukkende magstelsels afbreek, wat 'n wêreld bou waar almal vry kan leef. En wysheid is om met jou hele wese daaraan deel te neem, daaraan deel te hê. Om in die spieël te kyk en ons identiteit in Christus te vind. Om te sien dat ons na die beeld van God geskep is, na die beeld van Christus. En om te leef asof dit waar is vir alle mense, vir die hele skepping. Ja, wysheid is meer 'n wie as 'n wat. Kom ek sê dit weer, dan probeer ek dit verduidelik. Wysheid is meer 'n wie as 'n wat. Wysheid is beliggaam in Jesus Christus. In Jesus vind ons die weë van lewe wat lei tot meer lewe. Maar nie net dit nie. Wysheid word ook beliggaam in gemeenskap. Wysheid leef in 'n gemeenskap wat sy hart van die sentrum tot na die rand van mag skuif. Wysheid leef in 'n gemeenskap wat staan saam met die wie se rug teen die muur is. En van daar af afbreek wat moet val en deelneem aan die werk van die nuwe skepping. Om 'n wêreld te bou, nie van mag oor nie, maar van mag saam met ander, waar almal welkom is, waar almal kan aansit aan die feesmaal, waar almal vryheid kan beleef. Ja, dis wysheid op sy kop. Onthou julle,
Alles omtrent God se plan om ons deur Christus te red, het aanvanklik gelyk of dit gedoem was tot mislukking. Ek meen, 'n eenvoudige tienermeisie in 'n stal, in 'n klein agtergeblewe agteraf dorpie, 'n timmerman se seun. En dink net aan die disippels, die volgelinge, aan wie Jesus dit toevertrou het, nie eintlik die toppresteerders van die klas nie. Dit gelyk asof dit gedoem is tot mislukking. Dis nou dwaasheid. Maar as jy gedink het, dit is dwaasheid. Die mees dwaase stap van almal was die kruisiging. 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 24 wil dit vir ons verbind. Dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Hierdie wysheid van God was 'n geheimenis, 'n mysterion. Dit was verborge, maar dit word in Christus aan die kruis geopenbaar as 'n gesindheid van selfverloning, lewe weggee, aflê, diensbaarheid, swakheid, sterwensbereidheid. Dit is juist hierdie wysheid wat deur die wêreld se inwoners in Jesus beskou word as dwaasheid, maar wat deur die eeue heen deur God ingespan is om ons te verlos. Die goeie nuus vir verlorenes. En as jy nou mooi daaroor dink, die wysheid van God wat ongelukkig nog steeds misgekyk of geheel en al verstoot word, juis omdat dit geopenbaar word aan en deur die kruis. Paulus beskryf die kruisgebeure as 'n struikelblok vir die Jode. Die skande van die kruis sê hulle pas nie by die Messias nie. Dis 'n skandalon, 'n onoorkomelike struikelblok, 'n skandalige boodskap. Hoe kan die Messias so onmagtig wees en homself aan 'n vloekhout laat kruisig? Skandalon. Die Grieke beskou dit as dwaasheid. Wat 'n koning laat homself nou so verneder en kruisig? Dat God sy eie seun so sal verneder en sal dit doodmaak vir 'n klomp slegte mense. Dis tog onsinnig. Die Griekse woord is moria, maar ons woord moroon vandaan kom. Dis idioties. Onsinnig. En dit is ook waarom sê vers 8, die heersers van hierdie wêreld het ook nie as die wysheid van God kan ken nie. Dit pas nie in hulle patroon van dink nie. Dit sou hulle hele patroon van dink en lewe verander. Wat die wêreld waardeer, is wysheid wat jouself alleen verryk. Hy deel dit in 1 Korintiërs 1 vers 22 in breë trekke en ek het iets daarvan uitgewys al. Aan die een kant eis die Jode tekens, wondertekens, aan die ander kant soek die Grieke wysheid. Die Jode wou 'n bonatuurlike bewys hê voordat hulle enigiets sou glo oor Jesus. En hierdie tekens moes triomfantlik van karakter wees. 'n Herhaling van die groot verlossingsdade van God toe hy vir Israel uit slawerny bevry het. Ek meen, hulle wou water uit 'n rots sien vloei. 'n see sien oopgaan voor hulle. Pannas uit die hemel sien reën. Die Grieke aan die ander kant wou hê dat die boodskap oor Jesus moes inpas by die herkenbare patrone van wysheid wat hulle geken het. Patrone wat alles, sê Paulus, verkeerd waardeer het. Om wys te wees in Korinthe het gewoonlik eer en aansien en invloed en mag beteken. Die sogenaamde wyses kon die skare beïnvloed, die politiek bestuur, hulle eie sosiale status verbeter, posisie verbeter. Een van die ouens wat kommentaar skryf hieroor, hy sê, David Garland, hy sê, hy wys op dat wysheid in Korinthe gebonde was aan die menslike toestand, beperk deur onvolledige kennis, vatbaar vir selfvernietiging, verdraai deur obsessie met status. Dit is verblind deur eie trots, die wysheid van die wêreld. En kyk maar om jou heen. Dinge het nie veel verander nie. Ek meen, mense soek nog bewyse,
Mense wil bewyse hê, maar dan ook net die bewyse wat by hulle eie vooraf bepaalde oortuigings pas. En hulle wil 'n boodskap hê wat strook met wat polities korrek en sosiaal en kultureel aanvaarbaar is. En net ook daarop dat saam met hierdie boodskap wat die wêreld wil hê, daar 'n metode is. Paulus sin speel reeds daarop in vers 1 as hy sê, hy verkondig die evangelie, maar nie met welsprekende wysheid nie. Hy wil nie slim klink nie, hy gebruik nie hoë woorde nie. Maar wysheid volgens die wêreld moet reg verpak wees. Packaging is everything. My vrou herinner my elke keer as ons 'n persent vir iemand gee. My man, jy moet dit mooi toedraai. Ons moet dit mooi toedraai. Jy kan nie net die persent gee nie. Packaging is everything, né? Dit is selfs belangriker as dit wat binne in is, klink dit vir my. Dit moet vir die wêreld reg verpak wees. Met indrukwekkende redenaars vernuf, aantreklike taal. In 1 Korintiërs 1:20 vra Paulus, waar is die wyses? Waar is die skrifgeleerdes? Die redenaars van hierdie wêreld? Vandag soos ons vra, waar is die life coaches? Die lewensafrigters, die joernaliste, die realiteit TV-program aanbieders, die komediante. Lyk my hulle is die rolmodelle van wêreldse wysheid, wat dik druk plaas op hoe ons praat en dink. Maar wat bied Paulus hier teenoor aan? Wat sê hy? Nie woorde van wysheid nie, maar die woord van die kruis. En dit is sê in vers 18 van die vorige hoofstuk, dwaasheid vir die wat verlore gaan. 'n Struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Paulus weet presies hoe aanstootlik hierdie boodskap is. En tog hou hy daarmee aan. Nou, miskien kan ek dit net so terloops sê. Maar vir ons is die kruis dalk nie meer so aanstootlik nie. Ek meen ons sit dit op ons trooskaartjies, ons sit dit aan ons juweliersware, ons sit dit in die kerk, dit is mooi skoon, veilig, netjies, alledaags. Maar in Paulus se tyd was dit 'n ander storie, was kruis anders. Dit was aanstootlik en dit was afstootlik. Die beroemde Romeinse redenaar Cicero sê byvoorbeeld oor die kruis. Die woord kruis moet ver verwyderd bly, nie net van 'n Romeinse burger se lyf nie, sy liggaam nie, maar ook van sy gedagtes en sy oë en sy ore. Want die kruis is vulgêr. Dis skokkend, gruisam, afstootlik. Dieselfde geld vir die metode. Paulus sê hy is verbind tot prediking. En dalk lees ek dit hier in, maar hy sê in vers 17 van die vorige hoofstuk, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. God red mense deur die dwaasheid van die prediking, deur die getuienis daarvan, die oorvertel daarvan, die deel daarvan, die aankondiging daarvan, die skinder van die goeie nuus. Dit is wat gospel beteken, hè? Gospel in Engels beteken eintlik ek skinder die goeie nuus. En Paulus sien homself as 'n gestuurde boodskapper, 'n herout. En 'n boodskapper, een wat aangestel is om 'n boodskap te gaan oorlewer. Hy kan nie verander aan die boodskap nie. Hy kan dit net gaan aankondig. Hy weet sy boodskap, Paulus weet sy boodskap en sy metode word as dwaas en irrelevant beskou. Tog hou hy aan. Want sy slotsom is dat dit wysheid is wat in die oë van die wêreld dwaasheid is, naamlik die selfopofferende liefde van Jesus. In God se oneindige wysheid het hy 'n weg van verlossing gekies wat vir ons totaal sinneloos lyk. Ek meen, niemand op aarde sou 'n plan uitdink waarin die seun van God wreed vermoor word ter wille van 'n klomp sondaars nie. En tog presies op daardie dwaas, oënskynlike oomblik triomfeer God se wysheid. En op die punt van sy grootste swakheid openbaar God sy grootste krag. 1 Korintiërs 1 vers 25. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. In God se alwyse plan was dit die volmaakte manier om sy grootste doel te bereik. En wat was daardie doel?
Vers 31 van die vorige hoofstuk probeer dit verduidelik. God het my en jou uitgekies, losgekoop, geroep en alles vir ons verlossing gegee op 'n manier wat alle kanse op selfverheerliking wegvat. Ons het geen manier om enigstens te roem in onsself, te sê, maar ek was so oulik nie, ek het ook 'n aandeel hierin nie. Daarom is dit een van die groot slagspreuke van die reformatie, sola gratia, is net genade. Alle eer aan God alleen. Ek lig hierdie punt uit ook om die volgende rede. Jy en ek weet nie genoeg rede, het nie genoeg insig om te besef waarom pyn en lyding en onreg en brutaliteit en hierdie sondegebroke wêreld met ons gebeur nie. Ons kan dit nie verklaar nie. Soos Job bring ons maar net ons vrae na God toe. Maar uiteindelik wys God bloot daarop dat ons in die groot geheel van dinge nie veel weet nie. Om vir God 'n beter plan voor te stel, sou wees soos 'n sip-aatjie wat vir Einstein probeer verduidelik wat 1 + 1 is. Wanneer dit by goddelike wysheid kom, was ons nog nie daar nie. En het ons dit nog nie beleef nie. Dit verg tyd en herhaalde lesse van nederigheid, voordat ons op die punt kom waar ons in sy wysheid rus, en sy plan kan vertrou vir ons lewe. Maar daar is toch 'n paar geestelike inspuitings en ek wil hiermee klaarmaak. Ek wil 3 uitlig wat ons kan help. 3 geestelike inspuitings. Die eerste daarvan is 'n wyse lewe begin met die vrees van die Here, sê die skrif. Spreuke 9 vers 10 in die 2020 vertaling sê die begin van wysheid is ontzag vir die Here en kennis van die Heilige is insig. Letterlik beteken die Hebreëse woorde, die Yirat Jahwe beteken vrees vir die Here. Wat basies beteken, jy erken dat hy die skepper is van alle dinge. Dat hy jou meester en Here, jou baas, jou eienaar is. Dat hy heilig en ontzagwekkend is. Dat hy die laaste sê het en die eerste sê het. Dit is wat soewerein beteken. Hy die alleen sê, soewerein. En as die enigste regte reaksie vir my en jou is om onsself te onderwerp, gewillig te onderwerp aan hom en aan sy plan vir my lewe. Daarsonder is daar geen wysheid nie. Tweedens, 'n wyse lewe groei deur die ontvangs van God se woord. Psalm 19 vers 8 herinner, die wet van die Here is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die onkundiges. Niks kan met die skrifte gelyk word om jou die gedagtewêreld van God te wys nie. Daarom bly ons Bybel lees, om God se wil te kan ken. En hoe dieper jy jou wortels hierin insink, hoe meer wysheid sal jou lewe kenmerk. 'n derde en 'n wyse lewe vereis dat ons doelbewus daarvoor vra. Dat ek vir God om wysheid vra. Dis in elk geval die uitnodiging wat ons in die Bybel kry. Een van die mees ongelooflike beloftes. Jy kan dit gerus gaan leer uit jou kop uit, sodat jy die Here daaraan kan herinner. Hy hou daarvan. God honors his word, sê die een tannie vir my eendag. Toe moet nie bid dit maar, die Here hou daarvan. Herinner hom aan sy beloftes, Jakobus 1 vers 5. As enigeen van julle wysheid kort kom, laat dit van God vra, en God sal dit gee sonder voorbehoud of verwyte. Wat 'n ongelooflike belofte. God sal dit gee. As jy wysheid van hom vra, sal hy dit gee. Met ander woorde, ons kom ook nie na God vir 'n tweede mening nie. Here, ek het nou my besluit geneem, maar ek kom vra net gou u vir 'n tweede mening nie. Nee. Ons kom te sê, Here, skryf u wysheid oor my lewe. U wysheid oor hierdie saak. Wat u ook al wys, dit sal ek volg. Een van my mentors het nog vir my herinner, sê, Johan, miskien steek die Here sy wil aan ons weg, as ons nog nie vir hom gesê het, Here, maak nie saak wat u wil is nie, ek sal dit gehoorsaam. Ek dink die Here weerhou sy wil soms van ons,
voordat ons dit sê. Here, ek sal U volg, maak nie saak wat U sê nie. U wysheid. Verse 10 tot 14 van ons teksgedeelte. Daarom laat ons ook deur die Gees van God lei, want die Gees ken die wil, die bedoeling, die wysheid van God. Paulus skryf en sê, the knowledge of the holy, hierdie woorde oor God se wysheid in ons lewens. Hy sê, om aktief te glo dat ons hemelse Vader voortdurend voorsienige omstandighede rondom ons bewerk, wat werk tot ons huidige voordeel en ons ewige welsyn. Dit bring nogal vrede en vreugde in ons lewe. Sy weet, dis wat met my gebeur. Ag, die Here is besig met my om alles ten goeie te laat meewerk. Ja, dalk sien ek dit nou nie, maar ten minste vir die ewigheid. Die meeste van ons gaan deur die lewe met 'n bietjie gebed, 'n bietjie beplanning, 'n bietjie stoei om posisie, hoopvol, maar nooit heeltemal seker nie en altyd in die geheim bang dat ons die pad sal mis. Dis 'n tragiese vermorsing van waarheid en gee nie werklik rus aan die hart nie. Daar's 'n beter weg. Dit is om ons eie wysheid prys te gee en eerder die oneindige wysheid van God te aanvaar. God het homself met volle verantwoordelikheid vir ons ewige geluk belas en staan gereed om die bestuur van ons lewens oor te neem, die oomblik wanneer ons in geloof na hom toe draai. God staan gereed om sy wysheid aan ons bekend te maak, as ons hom daarom vra. Die dwaase wysheid van die kruis. Dis die grootste openbaring van God se wysheid. Die grootste epifanie het aan die kruis in Jesus Christus gebeur. 'n Skandalige boodskap, waarmee God iets wonderliks doen in ons wêreld elke dag. Want God red mense deur hierdie dwaase boodskap, Romeine 1:16, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarom neem ons deel aan hierdie taak. Daarom is dit ons wesenstaak in die gemeente, dat ons getuies sal wees van hierdie wysheid. Paulus weet, ek lyk dalk soos 'n dwaas, as ek hierdie goed sê. Kyk maar simpel na my, maar het geweet, die verlossing behoort aan die Here. In die hande van die soewereine God is die evangelie onweerstaanbaar. Laat dit gesoek omdat jy insink. Dit is hoekom ek en jy hier kan sit. In die hande van die soewereine God is die goeie nuus van Jesus Christus, wat ons verlos het, onweerstaanbaar. Laat ons dan met vrymoedigheid gaan en hierdie wysheid leef en dit bekend maak. En God se Gees vra om sy wysheid aan ons bekend te maak en ons daardeur te laat lei. Gehoorsaam. Amen. Here ons Here, ons bely dat ons ook so geneig is om die wysheid van die wêreld te waardeer teenoor die woord van die kruis. Daarom kom bid ons nou dat deur die krag van die Heilige Gees, die dwaasheid van die kruis, die dwaase wysheid van die kruis, inderdaad vir ons almal die krag van God en die wysheid van God sal wees, tot die ewige heil van ons siele, en die met wie ons dit deel. Vader, ons dankie vir die goeie nuus oor Jesus. Vergeef ons asseblief dat ons onsself wyser as U ag, dat ons huiwerig is om ons monde oop te maak om namens U te praat, dat ons banger is vir mense, banger is vir die wêreld as vir U, en dat ons nie werklik glo dat U soewerein is nie. Dankie Here dat U hierdie swak, dwaase boodskap bestem het om magtige dinge te doen in die redding van sondaars. Wil U asseblief aan ons hernieude vertroue in U gee? Wil U ons help om bly te wees dat U deur swak middele werk, sodat al die eer aan U alleen behoort? En wil U ons dan ook vrymoedig maak, nie selfversekerd nie, maar seker in U, vrymoedig om op te staan en Christus te verkondig aan die wat ons bely dat ons hulle lief het, die wat U nodig het en nodig het om van U te hoor. Ons kom bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons wil graag hierdie mooi lied, ons gaan nou in Afrikaans sing, wil ons aanleer, dis 'n nuwe lied, die krag van die kruis, en ons wil dit graag 'n paar keer in die lydenstyd ook sing, en ons gaan vanoggend probeer om dit die eerste keer te sing,
Daarom is die musieknootjies by. Ek hoop die teks is groot genoeg, ons sal dit later groter maak, maar dis sodat die van julle wat die note kan lees, so 'n bietjie kan volg. Ons gaan dit probeer. Annette, kom ons probeer dit saam met jou. Kom ons staan en dan bly ons staan vir die seënbede. Sien die dag breek aan, vol van duisternis, Christus op pad na Golgotha. Sondags oordeel hom, koninklik vermom, en aan een kruis genaam. Dus die krag van die kruis in ons plek moes hy lei. Dra die skuld en Gods toorn, ons is vergewe aan die kruis. Die hoe pyn u gesig vertrek, soos wat die skuld las op u lê. Elke slegte daad, boosheid en verraad, kroon die bebloede hoof. Dus die krag van die kruis in ons plek moes hy lei. Dra die skuld en Gods toorn, ons is vergewe aan die kruis. Nou verdoof die lig en die skepping sug, want hy die skepper buig sy hoof, en die voorhang skeur dooies lewe weer. Prys God, dit is volbring. Dis die krag van die kruis in ons plek moes hy lei. Dra die skuld en Gods toorn, ons is vergewe aan die kruis. Ek sien ook my naam in die wonde staan, wanneer die lyding is ek vry. Dood is weggevee en nou leef ek weer. Die liefde het gewen. Dis die krag van die kruis in ons plek moes hy lei. Dra die skuld en Gods toorn, ons is vergewe aan die kruis.
Mag God jou seën met wysheid wat vir ander dalk na dwaasheid lyk. Mag God die wysheid van Christus in jou hart laat woon. Mag God jou die genade gee om in die Here alleen te roem. Hy sal jou seën en jou beskerm. Hy sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.